Ek is seker meeste van julle het nou al seker gehoor van die storie van die 17 Suid-Afrikaners wat vasgekeer is in die Oekraïne, wat gewerf is deur, na bewering, deur Jacob Zuma se dogter, Duduzile Zuma Sambudla. En daar's nou 'n hele storie daar agter, maar vandat daai storie uitgekom het ek gewonder, maar net 17 ouens waarvan ons weet. Nou hierdie is suiwer net 'n teorie en my spekulasie, maar van daai dag af dat ons dit die eerste keer gehoor het ek gewonder, maar wag 'n bietjie, daar moet meer wees. 17 mense maak nie 'n weermag nie, dit maak nie 'n peloton nie, dit maak nie enigiets wat 'n weermag regtig nodig het, die moet te werk nie. En daar het nou gister 'n artikel uitgekom op Marula Media, wat sê, 4 van Suid-Afrika wat glo vir Russiese weermag werf. En blykbaar, nou julle moet gaan kyk op Marula Media, want die hele artikel is daar, met al die informasie. Ek gaan net so stukkies hier en daar lees. En dit bevestig baie van die, tot 'n mate, my spekulasie, my idee. Hier's 'n groter ding, wat ons nie van weet nie. En ek voel dat hierdie is net 'n punt van die ysberg. Daar's dalk baie meer van ons Suid-Afrikaanse mense, ongeag van kleur of ras of wie ook al hulle is, wat dalk daar in Rusland sit en veg onder 'n kontrak as wat ons ooit gaan van weet. Nou het hulle 4 mense gearresteer, hulle het nou nie name gegee of enigiets nie, hulle sê net dat een van die mense is blykbaar 'n bekende radioomroeper. Nou, hoe raak radioomroeper tipe mense betrokke by hierdie tipe ding, waar jy nou begin Suid-Afrikaanse mans of mense werf om te gaan veg in 'n ander land. Nou in hierdie geval is die kontrak om te veg vir Rusland teen Oekraïne. En ek het 'n vermoede dat baie van hierdie mense gebruik word as cannon fodder, daai mense wat hulle vooruit stuur en dis expendables. Nou blykbaar, soos hulle nou hier, ek wil net 'n stukkie lees, maar Marula Media het betroubaar verneem, die verdagtes is in die loop van Woensdag en Donderdag by die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park in hegtenis geneem, na 'n ondersoek deur die polisie se eenheid vir misdaad teen die staat, 'n ondersoek na beweerde werwingnetwerk van stapel gestuur het. Maar ek voel hier's iets wat missing is. Ek dink hulle het snif in die neus gekry van 'n groepie, want hulle sê dat Marula Media het verneem die lughawe polisie het Woensdag snif in die neus gekry nadat 4 mans met 'n Turkish Airlines vlug in Suid-Afrika geland het. Hulle was op pad na Rusland via die Verenigde Arabiese Emirate. So ek voel daar is missing information, of ons word nie alles vertel nie. Hulle het toevallig, per ongeluk, hierdie ouens gevang. En dat daar dalk selfs nog 'n groter netwerk in die agtergrond aan die gang is, waarvan ons enigstens enigiets weet. Hulle sê daar's selfs blykbaar 'n 5de persoon wat al reeds in Rusland opgeëindig het op hierdie kontrak, so dit wys dat daar meer mense is. Maar hoeveel? Ons gaan nie eers weet nie, dit kan honderde wees. Dit kan letterlik duisende wees, for all we know. En dat ons nog net hierdie dingetjie gekrap het. So, hou julle oog maar op hierdie ene, want ek het 'n idee, hierdie storie gaan baie groter word as wat ons enigstens enigiets van weet. Nou, hulle sê ook hierso as deel van hierdie artikel, gaan lees hom, al 4 sou na bewering Suid-Afrikaners gehelp het om kontrakte met die Russiese weermag te sluit. Dit sluit na bewering die 4 mans in wat Woensdag op die lughawe voorgekeer is. Onthou, dit is nou
die 4 mense wat die werwing doen en die 4 mans wat voorgekeer is, plus 1 wat hulle weet is reeds daai kant toe. So dis 4 verskillende stelle mense. Die werwers en die mense wat in travel was. Dis 8 mense. En 2 van die mans het glo reeds hulle kontrakte onderteken. Daar is ook vasgestel dat 'n 5de man reeds vroeër Suid-Afrika verlaat het, nadat hy na bewering suksesvol gewerf is. So, vraag nommer 1. Hoe lank is hierdie werwingsnetwerk al aan die gang? Vraag nommer 2. Hoeveel mense het hulle al gewerf, wat al kontrakte gekry het en oorsee is? En nommer 3. Is dit die enigste werwingsnetwerk? Daar kan dalk meer wees. So, ja, ek het net so snaakse gevoel, hier is 'n baie groter storie as wat op hierdie stadium aan ons bekend gemaak word, of wat ek dink hulle aan die publiek wil bekend maak, of weet hulle dalk nog glad nie enigiets hiervan nie. So hou julle oë maar op hierdie enetjie, hou die ore oop, want en wees manne daar buite wat desperaat raak vir werk of hierdie tipe geleenthede en so aan, wees versigtig. Dis onwettig om te gaan hierdie tipe ding doen. Daar is 'n wet teen ander lande gaan help in oorlogssituasies. So moet jy self nie flous en dink jy gaan nou 'n paar rand vinnig aan die kantlyn maak nie. En wanneer jy daar kom, is daar geen waarborg dat jy ordentlike training gaan kry nie, en dat jy enigstens ordentlike support of daai goed gaan kry. Dis 'n gevaarlike ding. Stay away from it, en wees baie versigtig, want ek dink hierdie storie gaan nog baie groter word as wat ons van weet. Maar kom ons kyk wat gebeur.